Maar voor ons begin, laat ons maar doen wat ons altyd doen. Ons vraagie. Ek het besluit, almal lyk so moeg, toe ek sommer nou besluit, ek sal 'n ander vraag vra, ek sal net 'n moeilike vraag vra nie. Watter apostel was 'n tentmaker gewees? Van beroep. Ja, dit was Paulus gewees. Amen. Ja, ek het nou al van laasweek af. Is daar iets op my hart en soos wat die naweek ook verloop het en het dit net weer opgekom deur die naweek. En ek sê vir die Here toe pastoor sê hoor jy, hy sê vir my toe Sondag, hoor jy, ek gaan nie hier wees nie volgende week jy moet asseblief my instaan. Nou sit ek daar so, dink dit was Maandag aand gewees het ons as 'n gesin en ons lees Bybel en ons is besig om nog steeds deur Matteus te lees en ons lees hoofstuk 14. Maar soos dat ek die dag aangaan, sê ek heeltyd vir die Here, ek weet nie of ek hieroor moet praat nie, want dit is nie 'n lekker ding om oor te praat nie. Hoekom moet ek altyd oor hierdie goed kom praat? En nou lag ek, nou soos dat ek dit mos nou is, nou klaar met hoofstuk 14 en dan bid ons gewoonlik na die tyd, dan maak ek nou maar die Bybel toe, maar vir een of ander rede kyk ek by hoofstuk 15. En ek sê, ja, Here, daar bevestig jy my, laat ek daarom ook nou maar net gehoorsaam wees en doen wat U vir my sê. So die ding waaroor ek vandag met julle wil kom praat is volg die woord van God en nie menslike tradisie nie. En ek wil hê ons moet onsself 'n belangrike vraag vra vandag. Wat lei ons lewens? Wat volg ons as kinders van God? Volg ons die woord van God? Of volg ons menslike tradisie, of selfs goed in wat ons voorouers in geglo het, ons oupas en hulle het dit vir hulle paas vertel en nou glo ons dit omdat ons dit geleer is. En as julle julle Bybel sê, kan julle saam met my lees, ek gaan nogal baie uit die woord uit lees vandag. Ons kan begin daar in Markus 7 vers 8 en 9. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, so as julle dalk uit die 53 uit lees en skrik. Ek lees maar net 'n bietjie makliker Afrikaans. Vers 8 sê, julle ignoreer God se opdrag en hou teen koste daarvan aan met menslike tradisies vas. Hy sê toe weer vir hulle, julle verstaan die fyn kuns om God se opdrag op sy te skuif, sodat julle tradisie kan handhaaf. Hier wys Jesus vir ons hoe maklik tradisie die plek van God se waarheid kan inneem en hoe dit ons verhouding op die einde van die dag met God kan skade aanrig. Ons lewe in 'n land en wêreld vol tradisie en kulture, veral vir ons persoonlike land. Ons het verskillende tradisies in ons land, ons is verskillende volke, almal het hulle eie kulture. En toe ek hier aan dink, ek aan 'n storie wat Tannie Karen my eendag vertel het, oor hoe tradisies werk partykeer, en sy vertel my, daar was 'n vrou gewees, ek dink dit was 'n lamsbout as ek die storie reg kan onthou, wat die lamsbout maak. Maar nou, die lamsbout sny sy altyd 'n stukkie af. En as ek die storie aangaan, as ek hom reg kan onthou, vra Tannie Karen toe nou vir die vrou, hoor so, hoekom sny jy nou die hele tyd daai stukkie van die lamsbout af? Ek meen, dit is nou nodig, die mors vleis, of wat ook al die geval mag wees. En sy sê toe, nee, dit is omdat my ma dit altyd gedoen het, en dit is hoe ek geleer is, en dit is hoe ek groot gemaak is, hoe om 'n lamsbout gaar te maak, moet jy hom nou hier afsny. En sy vra toe die vrou se ma, en die ma sê, nee, my oondbak is te klein om 'n hele lamsbout te vat. So dan sny ek die stukkie af, laat die lamsbout in die bak kan pas. So die kind het dit toe nou geleer by haar ma en gedink, jy moet dit doen om die lamsbout reg gaar te maak, maar eintlik was dit net omdat die ma se bak te klein was. En haar bak is groot genoeg, so jy kom ons nou net die lamsbout net so heel gaar gemaak, nie nodig om 'n stuk af te gesny het nie. En jy sien, as sy ook nou weer 'n dogter gehad het en die vraag was nie gevra nie, so haar kind ook 'n stuk van die vleis afgesny het om dit te doen vir geen rede nie. En dit is wat tradisie is en hoe dit oorgedra word. En sommige tradisies is onskadelik soos dit nou, soos 'n lamsbout. Maar die probleem is, as tradisie jou begin weglei van die waarheid af, van 'n tradisie jou begin weglei van die suiwer woord van God af. Jy sien, tradisie is okay daar as jy kos maak, maar jy kan nie tradisie
en die Here met mekaar wil meng nie. En ek wil hê ons moet bietjie gaan kyk hoekom ons die woord van God bo menslike tradisie moet stel. Ek weet nie van julle nie, maar as iemand my moet vra wat se geloofsoortuiging is ek, of ek weet nie wat die regte woord is, maar sal ek vir hulle sê ek is 'n protestant. En hoekom ek dit sê is want Martin Luther was 'n protestant, hy het die beweging begin en een van sy goed in wat hy geglo het was sola scriptura, wat beteken die woord alleen. En ons sê dit baie, die woord en die woord alleen, en dit is my oortuiging. Ek glo dat die woord van God die hoogste gesag dra. Die woord van God se gesag is hoër as ons menslike tradisie. Jy sien waar ander kerke, byvoorbeeld Rooms-Katolieke, glo die kerkvaders dra ook 'n gesag. En goed moet eers deur hulle gebeur, die skrif dra nie die hoogste gesag nie. Waar ons as protestante glo die woord en die woord alleen. Ons moet alles aan die woord toets, die woord van God dra die hoogste gesag. En die ding is, ons kan nie sê menslike tradisie is gelykstaande aan God se woord nie. Dit maak nie sin om so te glo vir my nie. Maar ja, julle het ons mos al baie gehoor het sê. Ek sê dit baie, Tannie Karen, ek weet nie. Maar ons sê baie mos die woord en die woord alleen. Het julle dit my al gehoor sê? Soos lief daarvoor om dit te sê. Maar kom ons kyk bietjie, hoekom is menslike tradisie gevaarlik? En om dit te verstaan, moet ons eers verstaan, wat is menslike tradisie? Menslike tradisie is enige gebruik, gewoonte of oortuiging wat uit die mense se denke en kultuur voorkom, eerder as uit die woord van God. Dit sluit die volgende in, dit sluit godsdienstige praktyke wat nie in die Bybel gewortel is nie. So enige iets wat nie in die Bybel gewortel is nie, wat ons in kerke sien, is 'n tradisie, want kyk soos byvoorbeeld kerke wat glo, wat ons nou gepraat het ook oor die katolieke goed, hulle doop klein babietjies. Ek meen, daar's nie een skrif in die Bybel wat ek ooit 'n apostel gesien het 'n klein babietjie doop wat 2 maande oud is nie. Dis 'n menslike tradisie wat oorgedra is. Dit is glad nie Bybels nie. En dan 'n ander ding is ook wat jy daar kan sê is mense glo as 'n predikant opgewonde raak en begin op en af spring hierso op die stage en te kere gaan en skree, ja, daai man het nou die salwing van die Heilige Gees ontvang. Dis wat hulle glo, want hy preek nou lekker en die mense bly wakker en hulle dink die Heilige Gees werk kragtig deur daai persoon. En ek kan lag, ek het al baie keer predikante gehoor, dan praat hulle nonsens, maar dan dink daai mense hierdie ou was wow gewees. Maar daar was eintlik net 'n show gewees wat hy opgesit het, want dit wat hy preek is glad nie eers in die woord van God nie. So gepraat van dit, weet julle wat 'n interessante ding nie? Ek sê altyd mos ons moet Jesus volg. Toe Jesus met die mense gepraat het en gepreek het, wat het hy gedoen? Die Bybel sê hy het gesit en met die skare gepraat. Hy het nie gestaan en gespring en geskree en te kere gegaan om mense te beïndruk nie. So dit is weer eens 'n menslike tradisie wat ontstaan het, wat mense dink as jy spring en te kere gaan en 'n groot bohaai maak, dat jy nou die salwing van die Heilige Gees het. Maar dit help nie jy gaan te kere, maar dit wat jy praat is glad nie die woord van God nie. En dan kry jy weer kulturele norme wat in stryd is met God se woord. Dit is goed, soos mense wat hulle voorvaders met hulle gaan aanspreek en geeste met hulle gaan praat om, miskien as hulle mos nou huweliksprobleme het, as hulle finansiële probleme het, dan gaan raadpleeg hulle mos stoordokters en al sulke goed. Baie keer sien jy mense gaan na grafte toe, want hy moet nou eers weer iets, dalk 'n offer bring aan sy voorvaders, sodat sy voorvaders hom weer kan seën, want dit is nou hoekom hy arm is. En ander glo weer, ook 'n kulturele ding is wat ek ook sien wat baie mense glo, hulle glo omdat hulle 'n sekere bloedlyn is, net hulle kan gered wees. Baie mense glo as gevolg van ras is hulle belangriker as 'n ander ras en is hulle gered as gevolg van hulle bloedlyn. En dit is glad nie waar nie, dit is weer eens net 'n menslike tradisie. Jy sien, ek het baie slegte nuus vir sulke mense, want die woord is so pertinent. Jesus Christus het vir elke nasie, elke taal, elke volk kom sterf. Hy het almal ewe lief.
En nou die ding is wat ek altyd sê, soos ek nou gesê het, en ek sê dit baie, Jesus Christus is ons perfekte voorbeeld. En as hy dit kon doen, hoekom doen ons dit, nie? En dit op die einde van die dag, dit is wat God van ons elkeen verwag. Selfs in die Nuwe Testament, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, hy het daai wet oorgedra. En dan kry ons persoonlike gewoontes, wat ons verhoed om God se wil te volg. Nee, is daai persoonlike goeders wat ons dink ons is bietjie beter as ander, wat ons hoogmoedig is. As jy daar in die straat loop, by 'n winkel kom en jy sien die ouer daar so op die sypaadjie sit, is arm, hy het nie kos om te eet nie. Ek sien nou die dag 'n ou daar langs die snelweg lê onder 'n kombers. Baie mense gaan praat nie met sulke mense en daai mense, hy soek nie eers daai mense naby jou nie. Ons is nie beter as enigiemand anderste nie. Ons moet ophou met daai persoonlike gewoontes, want dit is ook nie van Jesus Christus af nie. En so wat ons ook baie keer sien, ek weet nie, dis asof mense dink hulle is in 'n beter klas as ander. Ons is nie in 'n beter klas as enigiemand, of jy nou niks het nie, of jy nou skatryk is. Daar's nie iets soos 'n klas as ons 'n Christen is nie. Jesus Christus het nie favorites gehad nie. Hy het nie net saam met sekere mense geëet en net sekere mense voorgestel nie. Hy sou saam met die armes, saam met die sondaars, hy het tyd saam met hulle deurgebring en hy was daar vir hulle en hy het aan hulle die evangelie verkondig. Net so moet ons nie skaam wees nie. As ons 'n ou sien en ons het 'n geldjie, koop vir hom 'n brood en vertel die Here het jou lief en jy vertel hom dat Jesus Christus vir hom kom sterf het en jy vertel hom wat die evangelie is. Want dit is wat Jesus Christus van ons elkeen verwag. En ek is so dankbaar dat Jesus Christus nie so was nie. Ek meen, Jesus Christus is in sy eie klas, nie. Ek dink nie een van ons is in Jesus Christus se klas nie. Ek meen, hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here, hy is God bo oor alles. Alles was deur hom en tot hom geskape. Nie een van ons op hierdie aarde of in die hele heelal is waardig aan Jesus Christus se liefde nie. Maar tog het hy nog steeds besluit om arm te word, mens te word, aarde toe te kom en vir ons elkeen te kom sterf. En met sy bloed vir ons kom betaal het en vir ons gewys het hoe lief hy vir ons elkeen is. En net so moet ons weer eens besef, Jesus Christus is ons perfekte voorbeeld en ons moet hom volg en nooit dink ons is beter as 'n arm persoon, 'n ander ras, 'n ryk persoon of selfs jou baas, nie? Nee, ons dink ons partykeer, hulle weet niks nie. Kom ons lees Kolossense 2 vers 8 sê, wees op julle hoede en laat niemand julle op 'n sleeptou neem met 'n leë, misleidende filosofie wat wel rekening hou met menslike tradisie en met wêreldse magte, maar nie met Christus nie. Ons moet besef tradisie word gevaarlik wanneer dit die plek van God se waarheid inneem of wanneer dit ons aandag van God af begin haal. Die ding wat ons moet besef, hierdie ding wat menslike tradisies aanhang en navolg, is nie 'n nuwe ding nie. Jy lees dit dat dit al in Jesus se dae gebeur het en dis hoekom dit opgeskryf is en ek wil nou by daai stukkie kom wat ek vir julle vertel het wat ek nou die aand gelees het, Matteus 15 vers 3 tot 6. Jesus se reaksie was, en waarom verbreek julle deur julle tradisie die direkte opdrag van God? God sê byvoorbeeld, jy moet jou pa en ma eer en elkeen wat sy pa of ma sleg maak, moet definitief sterf. Julle sê egter, as jy jou bates as 'n offer aan die Here toewy, hoef jy nie meer jou ouers te eer deur hulle te ondersteun nie. So trek julle met julle tradisie 'n streep deur die woord van God. Jo. Hoeveel keer doen ons dit nie? Met ons tradisie sê ons, dit is ons tradisie. Hierdie woord van God geld nie vir my nie. Jy sien, hierso het die fariseërs die tradisie bo God se wil gestel. Hulle het goed gedink as hulle besittings aan die Here skenk, hoef hulle nie meer hulle die gebod na te kom, eer jou vader en jou moeder nie, want hulle gee mos nou hulle goed vir die Here, hulle doen goeie werke.
En hier het ons nou gelees, dit is nie God se wil nie. God se wil is nog steeds eer jou vader en jou moeder. Om dit in vandag se terme te sit, dink nou net as ek nou sê, okay, ek gooi my 10de daarin, nê? Dan hoef ek nou nie meer oor my ouers te worry, nê? Dis basies wat hulle gesê het. Dit werk mos nie so nie. Dit beteken nou nie omdat ons vir die kerk gee, selfs daai goeie goed vir die kerk doen, dit vrywaar ons dat ons nie nou meer vir ons ouers moet omgee nie. En hoe baie keer sien ons dit selfs nie eers in ons eie dorp, dat mense nie eers meer oor hulle ouers omgee nie, eie ouers omgee nie. Ek meen ek neem aan al die mense wat gereeld soos pastoor en tannie Karen, hulle wat gereeld bietjie by die ou mense kan kom. Ek kry nie so baie tyd nie, maar mense sien daai mense se kinders wat hulle afskryf. En dit is nie eers mense wat eintlik iets doen vir die Here nie. Dit is vir my so hartseer en dit is glad nie God se wil nie. Maar ja, baie sogenaamde Christene neem nog deel ook in heidene of heidense tradisies. Ek wil vandag vir julle hier uit Jeremia 10 uitlees, vers 2 en 3. Die Here sê, moenie die praktyke van die nasies volg nie, en moenie bang wees vir hulle voorspellings of vir tekens aan die hemel nie. Al wek dit vrees by die nasies, hulle gebruike is ter vergeefs en dwaas. Hulle kap 'n boom af in 'n bos en 'n ambagsman maak daarvan 'n beeld. Net so sien ons vandag, mense, Christene maak nog steeds gebruik van heidense tradisies. Soos ek nou genoem het, soveel mense gaan nog steeds na toordokters toe. En laat ek julle vertel, ek het al baie rasse gesien dit doen. Dit is nie net een ras nie. My mond het al oop gehang hoe mense na toordokters toe gaan sodra dinge net nie lekker raak in hulle lewe nie. En dis nie net toordokters nie. Ek meen, goed eenvoudig, ek weet ook 'n kind was, ek weet nie of jy dit nou nog kry nie, want ek koop nie dit nie. Hierdie huisgenoot tydskrifte aan die agterkant het horoscopes ingehaat. Hoeveel mense lees nie hulle horoscopes nie? Kyk wat dit hou die toekoms vir hulle in. Slegte nuus vir julle, net die Here, net God alleen ken die toekoms. Hy is die begin, hy is die einde. Satan kan maar net, hy kyk wat het al gebeur in geskiedenis en daardeur maak hy dalk 'n voorspelling wat kan gebeur. Maar is dit God wat waarlik die toekoms ken? En 'n ander ding wat ons ook sien is, ons self sien nou en dan, en mense skiet dit baie vinnig af as kinderpret, hierdie Halloween wat mense vier. Hallo, het julle dit al gesien? Mense vier Halloween. Waarin wat mense daai scary goeters aantrek, nê? Dis 'n heidense tradisie, mense. Daai goed is reguit van Satan af, maar ons begin dit afskiet as kinderspeletjies. Dis okay. Dis okay as ons hierdie goed vier. Maar hoekom vier ons dit? Want dit is ons het dit nooit in Suid-Afrika gevier nie, het julle dit geweet. Ek as 'n kind het dit nie geken nie. Jy het dit miskien op die TV gesien. Maar my ouers het vir jou gesê hierdie goed is van die Satan af. Maar nou het ouers dit begin toelaat en so dit begin groei en nou is dit, ek hoor dit soos in die stede, dis 'n groot ding, die hele buurt kom by mekaar en dis al so groot soos wat ons op die TV gesien het as 'n kind in Amerika. En dit is wat menslike tradisie begin doen. Jy sien, soos wat ons nou gelees in Jeremia, ons moenie wees soos Israel en van God af weggesleep raak en deel hê aan heidense tradisies nie. Ons moet gaan kyk, waarom is tradisie soms so gevaarlik? Tradisie kan die waarheid van die Bybel verdraai of verdun. Byvoorbeeld as 'n kerk tradisioneel sekere praktyke volg wat nie Bybels is nie, kan dit gelowiges mislei. Een ding wat julle sal sien, en ek glo glad nie daaraan nie. Het jy al gesien as hulle vir mense bid en hulle val om? Ja, jy sien, dit is weer eens, het ek nooit gesien as Jesus Christus vir iemand bid. Dit is nooit opgeteken dat iemand omgeval het, nie. Ek is nooit opgeteken as enige een van die apostels vir mense gebid het, laat hulle omval, nie. Jy sien, dit kom uit die charismatiese beweging uit. Dit is weer eens 'n menslike tradisie en ek dink is mense wat wou begin shine vang uit, net soos mense wat spring en te kere gaan, want dis lekker, dis entertaining en dit lyk ook entertaining as die man hier voorloop en hy maak so en die stoele trek en die mense val om. Maar eintlik is dit 'n show, baie van daai mense is akteurs.
Baie het mense al vir my gebid, dan val hulle om en sê ek wil nog gaan kyk of wat gebeur, ek gaan staan ek ook voor. Nee, waar daai pers dood my naderhand so, maar ek val nie om nie. So dit is definitief nie van die Here af nie. En weet julle hoeveel mense, ek het al gehoor van 'n meisiekind wat hulle so voor gebid het en die ou stoot haar om en toe sy val, toe slat sy haar kop, dit was hierdie ou houtbanke, slat sy haar kop, toe kry sy breinskade van dit. Nou wil julle vir my sê, hierdie goed is van die Here af, laat mense so seer kry. Die Heilige Gees sal niemand so verneder nie, mense. Dit kan geestelike groei beperk, wanneer ons tradisie net blindelings volg. Dit kan ons verhoed om dieper in God se woord te delf, en sy wil vir ons lewens te ontdek. Jy sien, ons word deesdae geleer 'n nuwe tradisie wat begin kop uitsteek om te sê, jy sê mos net 'n ou gebed en dan jy gered. Nee. Die woord, hulle sê mos, ons hoef nie meer Bybel te lees nie, ons mos nou gered, ons hoef niks te doen nie. Hoef nie Bybel te lees nie, dit red jou nie. Ons hoef nie kerk toe te kom nie, want dit red jou nie. Dit is miskien so, dit red jou nie, maar mense, het keer jou om geestelik te groei. Jy gaan nie geestelik groei as jy nie die woord van God oopmaak nie. As jy nie kerk toe kom nie, as jy nie met mense praat nie, as jy nie met mense werk nie, dis waarvoor God ons geroep het, en dit is 'n moeilike ding, om so met mense te werk, want baie keer maak mense jou seer in die kerk, baie keer skinder mense van jou, en al sulke goed gebeur in die kerk, maar tog moet ons daardeur werk en bly terugkom, want ons groei geestelik deur dit. As ons al hierdie valse goed begin volg, nee, moet ons besef, ons gaan nie geestelik groei nie. Dis hoekom sien ons soveel Christene, mense wat sê hulle is Christene. Maar vra hom net 'n eenvoudige vraag, wat is die evangelie van Jesus Christus, en hy gaan jou nie eers kan sê nie. Dit kan ook verdeeldheid veroorsaak. Tradisie kan kerke en gemeenskappe verdeel, soos ons sien in die vroeë kerk se debatte wat hulle gevoer het. As ons in Handelinge lees oor die besnydenis en ander oor die Joodse wette, en sommer net 'n eenvoudige ding wat ons kan gebruik is kleredrag, want ek gedink het om te gebruik om aan mense te verduidelik. Daai apostels het diep debatte gevoer, maar ons het sommer oppervlakkige goed wat ons kyk, kleredrag. Mense wat glo jy moet gesoet en getaai kerk toe kom. Baie sê sommer jy's nie eers welkom as jy nie netjies aangetrek is nie. Wat van iemand wat nie dit kan bekostig om 'n das te koop nie? Wat van iemand wat nie kan bekostig om 'n soet te koop? Ja, goed is nie goedkoop nie. Wat van hulle sê dan nou nie meer welkom, jy dink jy is beter as hy? En weet jy wat is vir my interessant? Soet is 'n nuwe ding. Jesus Christus het nie 'n soet gedra nie. Sy apostels ook nie. En selfs daai tyd was ordentlike klete wat hulle gedra het duur gewees. So mense het nie fancy aangetrek nie. Mense moet ophou sulke goed gebruik om mense weg te stoot van God af. Jou kleredrag gaan jou nie in die hemel kry nie. Jou kleredrag maak nie jou hart reg nie. En die ding is wat ons moet besef, kyk, ons niks fout om netjies aan te trek. Jy moet nou nie gaan vir mense sê, ek sê julle moet nou nie netjies aantrek nie. Maar moenie mense oordeel nie. Gee elkeen sy vrye keuse. Ek meen hier's om Steven as 'n voorbeeld. Hy's nou nie hier vanoggend, hy gaan van hom skinder. Maar as hy skinder nie, want hy gaan dit seker kyk, so hy gaan nie van weet. Ek meen hy kom met 'n kort broek en met sy hemp kerk toe, maar hoe netjies is hy? Het jy al gesien hoe skoon en wit is daai broeke van hom? Daai ding is skoner as baie van ons se klere, netjies se klere dalk. En baie keer hang hy goed dan 'n bietjie stof op. Hy om Steven se wit broek is partykeer so wit, hy verblind my as hy in die son staan. Nou wie's ek om hom te oordeel? Maar sy hart is opreg en hy's lief vir die Here en dit is wat saak maak. En soveel mense wil stry en baklei en redeneer en breek gemeentes op oor klein goedjies soos dit. So kom ons volg eerder die woord van God en nie menslike tradisie nie, want die woord van God is lewend en kragtig. En ek wil dit vir julle lees, Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorgewings oop. Jo. Is nogal 'n skrif om oor te dink, hoor.
God se woord is nie net 'n boek nie. Dit is die lewende stem van God. Wat ons lei, dit is wat ons lewe moet lei, die woord van God, dit lei ons. Weet julle wat doen dit ook? Die lewende woord van God korrigeer ons. En hy vernuwe ons. Die woord van God lei ons na die waarheid. En Jesus bid hier in Johannes 17 vers 17. Laat hulle aan U toegewy wees deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Ons moet besef die Bybel is die woord van God. Die Bybel is ons kompas in hierdie wêreld en wat ons lewe wat so vol verwarring is. Ja, die wêreld is nou so vol verwarring. Ek wil vir julle nog 'n skrif lees, Johannes 8 vers 31 en 32. Toe het Jesus vir die Jode wat tot geloof in hom gekom het gesê, as julle in 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, is julle my egte navolgers en julle sal begryp wat die waarheid beteken en die waarheid sal julle vry maak. Dit is nog 'n rede hoekom ons eerder God se woord moet volg. Want die woord van God bevry ons elkeen. Dit bevry ons van die ketting van sonde, dit bevry ons van valse oortuigings. En dit bevry ons van menslike tradisie as ons die woord van God volg, want dit is die waarheid. Die woord van God is onfeilbaar. Anders as menslike tradisie wat met tyd verander of soms net eenvoudig verkeerd is God se woord ewig en betroubaar. Jy sien, menslike se morele waardes verander oor tyd. Nee, stem julle saam? Dis wat ek sê, gaan nou seker kras klink. Buite huwelikse seks is nog steeds verkeerd. Nee, maar dis wat die wêreld ons leer, dis die norm van vandag. Nee, buite huwelikse seks is reg. Skoolkinders dink mos deesdae hulle skool as hulle hierdie goed doen. Hulle moet nou inwees by hulle maatjies en onder groepsdruk en die seuns praat met mekaar en dink hulle is nou groot manne. En dan jong volwasse mense, en dit gaan nou kras klink, sê mos, ons moet mos eers 'n kar vir 'n testdraai vat voor ons hom koop. Dis wat hulle sê daar buite. Dit is hoe Christene praat daar buite. En dit is wat genormaliseer geword het oor die jare. Hierdie beginsels het verander oor die jare. En weet jy wat is vir my interessant? Dat 'n vrou nou net swanger word van dit, dan is abortus ook sommer reg. Sien, dis wat die wêreld ons geleer, abortus is reg. Maar ek wonder waar het hulle aan hierdie goed gedink? Of wat het hulle gedink gaan gebeur as hulle net die pret het van die huwelik, maar hulle wil nie die verantwoordelikheid vat van die huwelik nie. Want jy sien, mense sê mos, ek is nog jonk, ek het nog drome, hierdie kind gaan my lewe verwoes, ek wil nog universiteit toe gaan, ek wil nog sport doen, of wat ook al die geval is, ek wil nog my drome uitleef. Maar hoekom het jy nie daaraan gedink, toe jy dinge gedoen het, wat aan die huwelik is nie, vir die huwelik is nie, maar nou moet 'n arme kind die gevolge dra van jou keuse. En dan, ander ene is ook in die huwelik, skei maar sommer net vir lekkerte. Nee. Jy sien, die wêreld leer ons, is jou geluk wat saak maak. Dis wat die wêreld jou leer. Jy moet gelukkig wees. Nie iemand anders nie, jy moet gelukkig wees. Nee, dit is wat hulle ons leer. Soos jy nie meer gelukkig voel in jou huwelikie, skei, want jy verdien beter, die lewe is kort, kry iemand wat jou gelukkig maak. Nee, of as hulle nie meer verlief voel nie. Slegte nuus, daai goed gaan weg na 6 maande. Ander ding wat ek ook baie sien deesdae, en dit is vir my terrible. Kinders wat nie respek en maniere het nie, kinders wat nie omgee vir hulle ouers nie vir hulle ouers luister nie. Weet julle wat se leerstellings word daar geleer vir mense? Sielkundig is. Kinders het ook emosies en hulle moet hulle emosies wys, soos hy skree, slaan en tantrums gooi. Los hom, want hy moet ook sy emosie wys.
Weet julle wat het met my gebeur toe ek 'n kind was? Ek ly nou, soos wat oom Johan gesê het, ek ly nou aan 'n syndroom van al die pak slaaf wat ek gekry het. Nee. Daai syndroom noem ons maniere en respek vir jou ouers. Jy sien, kinders sit hulle ouers ook in ouete huise en vergeet van hulle. En sê, ek het tog nie die tyd nie, ek is so besig by die werk. Wat gaan 'n halfuur van jou dag vat? Regtig 15 minute. Ek meen, ek bel nog my ouers en ek bly ver van hulle af. Ek meen, dit vat nie regtig en baie keer gesels ek so lekker met hulle as ek weer sien, dan sê ek, ek is al 'n uur en 'n half op die foon met hulle. En so kan ons aangaan met die lys van wêreldse morele standaarde wat verander het. Maar weet julle wat? Ek dank God hiervoor dat hy 'n onveranderlike God is. God se morele standaarde verander nie. Die God van Genesis is die God van vandag. Sy morele waardes het nooit verander nie. En dis die ding wat ons moet besef as Christene. Ons moet nie aan die wêreld se morele standaarde voldoen nie. Ons moet aan God se morele standaarde voldoen. Want syne kan nie verander nie en dit bly ewig. Jy sien, God sê nog steeds buitehuwelikse seks is verkeerd. Hy het nooit verander nie. Ons as mense het verander. God sê nog steeds abortus is moord. Of om sommer net te skei, omdat jy nie meer gelukkig is nie, is nog steeds nie vir God reg nie. Jy sien, soos ek gesê, die wêreld leer ons jou gevoelens is die belangrikste. Maar weet jy wat leer Jesus Christus ons? Jy moet die minste wees. Dit is die probleem van hierdie wêreld, gaan oor hierdie eie ek. Niemand is bereid mee om die minste te wees nie. Ek meen, soos wat ons nou gesê het, Jesus Christus is die God bo alle gode. Alles van wat jy kan dink en sien, en hulle sê nog ons sterrestelsel brei uit, het julle al daai goed gesien. Hy is die God wat al hierdie sterre maak en hy gee vir elkeen 'n naam. Ons kan hom nie herstel nie. En hy het die minste geword en vir ons kom sterf, maar ons wil nie partykeer uit die minste wees en net sê ek is jammer nie. Jy sien, 'n ding wat mense moet besef ook in 'n huwelik, en gelukkig kan ek hieroor praat want ek is ook getroud. Liefde is nie daai butterfly gevoel wat jy kry toe jy begin uitgaan het nie. Daai ding hou net vir 6 maande. Dis verliefdheid. Jy gaan nie vir ewig verlief bly nie. Maar liefde is 'n keuse wat jy moet maak. Dis elke dag 'n keuse wat jy moet maak om iemand lief te hê. Dis nie 'n gevoel nie. Dit is 'n opoffering en werk om aan jou huwelik te werk. Ja. Eer jou vader en jou moeder. Is nog steeds vir God belangrik. Is nog steeds God se standaard. Maar weet julle wat? Is vir my baie hartseer. Ouers laat dit toe. En weet jy, ouers wat dit toelaat, laat kinders jou nie eer en respekteer nie. Jy steel van jou eie kind af. Wat is die belofte van God? Dit is die enigste gebod met 'n belofte. Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. So nou laat jy jou kind toe om nie respek vir jou te hê nie, dan voldoen hy nie aan daai belofte wat God vir hom het nie. So jy steel sy geseënde lewe, jy steel sy lang lewe, omdat ons nie meer God se standaard volg nie. Kom ons hou vas aan God se onfeilbare woord en nie aan die wêreld en menslike tradisie nie. Want dit gaan jou van die wal af en die sloot help. En weet julle wat, pas op dat jy nie sommer in die ewige verderf en help nie. Maar die vraag is dan nou, hoe stel ons God se woord bo menslike tradisie? En dit is vir my eenvoudig. Toets alles aan die woord van God. As dit in die woord van God staan, dan kan ons met mekaar gesels en ons kan saam praat. Maar as dit nie in die woord van God staan nie, dan verwerp ons dit. Handelinge 17 vers 11 sê, die mense daar was ontvankliker as in Thessalonika, en hulle het met 'n groot belangstelling na Paulus se boodskap geluister. Hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te sien of dit is soos Paulus en Silas sê. Ek wil julle aanmoedig vandag. Ons moet dieselfde doen wanneer ons nie weet of iets reg of verkeerd is nie.
gaan toets alles aan die skrifte, gaan toets alles aan die woord van God, selfs aan 'n predikant te preek. Daar's baie valse leraars daar buite. Wanneer jy iets hoor, gaan toets dit aan die woord van God, en dit sluit my en pastoor Gert in. Wanneer ons iets sê, moet nie alles opeet vir soetkoek nie. Gaan huis toe, vat jou Bybel, gaan kyk of ons die waarheid verkondig. En weet jy wat, as julle dalk sien, ons is besig om tradisie te verkondig, ek glo pastoor Gert sal dieselfde voel. Wees vrymoedig om na ons toe te kan kom en sê, Hendrie, dit wat jy gepreek het, is vals. Want ek is iemand wat vir die waarheid staan, en ek sal nie omgee wanneer iemand vir my sê, hoor so dit wat jy nou gesê het, is nie waar nie. En so moet elke predikant, elke leraar ook verantwoordelik gehou word vir dit wat hy van die kansel afstaan. En die woord van God leer ons in elk geval, elke iemand wat leer, gaan 'n swaarder geoordeel word. Dis hoekom raai Jakobus ons aan, laat nie almal leraars moet wees nie. Want dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. So vra jouself altyd die vraag, wanneer ons iets hoor, of as jy iets nie verstaan nie, wat sê die Bybel hieroor? Nee, en onthou dit wat ek nou vir julle gesê het, onthou daai lekker woord, sola scriptura, die woord alleen. Ek wil julle ook bemoedig vandag om sterk te staan en om menslike tradisies te verwerp. Kyk, dit vereis baie moed om sekere tradisies te begin bevraagteken in jou lewe. Ons baie goed wat ek begin bevraagteken het, en dit vat moed. En veral wanneer dit deel is van ons kultuur en ons gemeenskap, en selfs mense wat vir ons lief is, wanneer ons hierdie goed begin bevraagteken, vir hulle sê, hoor hierso, ek stem nie meer met julle saam nie. Raak dinge bietjie ongemaklik. En baie keer moet jy alleen staan in hierdie situasies, wanneer ons opstaan vir dit wat reg is. Partykeer kan ons nie net goed laat gaan nie. As ons in 'n gesprek is wat mense besig is om 'n valsheid te verkondig, is dit ons verantwoordelikheid om sê nee, dit is nie die woord van God nie, en baie keer staan ons alleen. Maar sodra iets teenstrydig is met God se woord, moet ons dit met liefde en wysheid verwerp. Galasiërs 1 vers 10 sê, hoe klink dit vir julle, wil ek in mense se goeie boekies kom, of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak? As ek nog steeds mense gelukkig wil maak, is ek nie 'n diensknegt van Christus nie. So kom ons los die dinge wat nie van God af is nie. Kom ons hou op worry wat ander mense van ons gaan sê. Dis ons verantwoordelikheid. Ons kan sê ons is in Christus en 'n diensknegt van Christus, maar ons is nie bereid om op te staan wat nie van Christus af is nie. So kom ons hou op worry wat ander mense van ons sê. Worry eerder wat God van jou sê. Want jy gaan my dalk hier vir 80 jaar sleg behandel. Maar ek wil nie voor God gaan rekenskap doen en sê, hoekom het ek valsheid verkondig net om in te pas, nie? En dan wil ek begin afsluit. Ek sien julle raak aan die slaap, so snip dit maar kort. Kom ons begin daagliks die woord van God bestudeer. Kom ons begin tyd maak om God se woord te lees. En 'n belangrike ding is, vra die Heilige Gees om jou te lei wanneer ons die woord van God lees. Vra die Heilige Gees om jou te help om die waarheid te verstaan. Ek weet baie keer, dis hoekom as ek lief daarvoor deesdae met die makliker Afrikaans uit te lees. Ek ken nie hierdie King James Afrikaans wat ons 53 en 33 Bybels is altyd lekker nie. Dan lees ek kom in die Nuwe Lewende Vertaling en dan verstaan ek. Maar baie keer is daar goed wat bietjie dieper betekenis het. Bid, sê Here, help my om te verstaan wat hier geskryf is. Maar kom ons begin ook ons eie gewoontes ondersoek. Vra jouself, is daar tradisie of gewoontes wat my verhoed om God ten volle te dien? Dit kan goed insluit soos hoe jy bid of selfs hoe jy aanbid. 'n Bietjie daaroor gaan nadink. Selfs hoe jy ander mense behandel. Wees oop vir verandering en moenie stagneer nie. As jy agterkom dat 'n tradisie nie Bybels is nie, wees bereid om dit te laat vaar. Ek weet dit is baie keer ongemaklik om van tradisie ontslae te raak en dit van jou af te skud. Maar ons moet bereid wees en oop wees om dit te doen. Kom ons moedig Bybelgebaseerde onderrig aan. Kom ons maak seker hier in ons eie gemeente dat die woord van God verkondig word en dat God se woord die hoogste gesag in ons gemeente dra.
Kom, laat ons nie menslike tradisies hier verkondig nie. En soos ek gesê het, as julle dalk my sien, of enige iemand sien, menslike tradisies verkondig, moenie bang wees om dit met ons aan te spreek nie. En die ding is, ons moet eenheid hê in Christus Jesus. Ons moet nie verdeeldheid veroorsaak deur tradisie nie. Ons moet eerder gefokus wees op wat die Bybel sê belangrik is. Die Bybel leer ons liefde en geloof en gehoorsaamheid aan God. Dit is wat belangrik is. Laat ons die lig in die wêreld wees, wat so vol menslike filosofie en tradisie is. Laat ons lewens getuig, laat ons 'n lewende getuienis wees vir mense daar buite wat die waarheid is. En nie net praat deur ons woorde alleen nie, maar ook deur ons dade. Spreek met liefde en met liefde en respek wanneer jy mense teekom wat vasklou in tradisie. Moenie lelik wees met hulle nie, moet nie hulle vloek en skree en te kere gaan nie. Dis nie hoe Jesus Christus goed doen nie. Ons praat in liefde en met respek met mense. As ons hulle tradisie begin bevraagteken. Ons doel is nie om ander mense af te breek nie. Ons doel as Christene is om mense na die waarheid toe te lei, om mense na Jesus Christus toe te lei. Dit is wat ons moet doen. En ek wil afsluit met die skrif. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Kom ons wat vandag hier so sit, en selfs die mense wat hier kyk, ons moet vandag 'n besluit neem en sê van vandag af gaan ons God se woord as die hoogste gesag stel in ons lewe, in ons gemeente en nie tradisie nie. Laat ons nie toelaat dat menslike tradisie ons verhouding met God of ons roeping beïnvloed nie. En selfs wat Jesus Christus vir ons gesê het in Matteus 28, gaan heen en maak disippels. Ons moet disippels wees en ons moet gaan disippels maak. Maar as ons vashou aan sekere tradisies en sekere goed wat ons dink ons is beter of wat ook al die geval mag wees, gaan dit ons beïnvloed om nie na almal uitreik werk te doen nie. So kom ons begin fokus op God se waarheid en God se woord. Kom ons bid saam. Here, ek wil kom en dankie sê vir hierdie kosbare woord, Here. Here, dankie dat ons vandag opnuut moet kom besef, dat ons op U gefokus moet wees, Here. Here, en ek wil kom en ek wil vir elke persoon bid wat hier kyk, vir elke persoon wat hier sit vandag, Here. Here, wil ek kom en vra dat U hulle sal lei in gees en in waarheid, Here. Here, laat elkeen 'n begeerte sal hê om te leef soos wat U ons beveel om te leef. Here, laat ons nie sal vaskyk in menslike tradisies nie, Here. Here, laat ons nie sal beïnvloed deur ander mense nie. Laat ons nie beïnvloed word deur groepsdruk nie, Here. Maar wanneer ons alleen moet staan, laat ons alleen staan, laat ons sal weet U is met ons en ons hoef niks te vrees nie, Here. Here, maar laat ons van vandag af sal besluit, U dra die hoogste gesag in ons lewens en geen mense gesag kan bo U wees nie, Here. Here, laat ons van vandag af U in gees en in waarheid sal aanbid en sal weet U is ons God en ons verlosser, Here. En laat ons sal uitgaan aan hierdie wêreld en die goeie nuus gaan verkondig, Here. Dat U vir ons kom sterf het en U die prys vir sonde kom betaal het, Here. En dat U ons lief het. En daarmee wil ek ook vir U dankie sê, Here, dat U ons lief het, Here. En dankie dat U die volle prys vir ons elkeen betaal het, Here. Here, en dankie dat U nooit gedink het U is beter as ons nie, of hoogmoedig was nie, Here. Want Here, as dit nie vir U was nie, was ons almal verlore, Here, want nie een van ons is waardig nie, Here. Here, U is die enigste een wat waardig is, Here. Sonder U was ons almal net verlore, Here. En ons sê vir U opreg dankie daarvoor, Here. Seën hierdie gemeente, Here, en seën elkeen wat hier kyk, dat ons sal sterk staan in U woord, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.